Goeiedag liewe vriende, ek groet in die wonderbare naam van ons koning Jesus en vandag wil ek met u 'n gedagte deel, in watter kringe beweeg jy? Nou vandag wil ek vir ons uit Psalm 1 'n boodskap bring. Psalm 1 vers 1 en 2 sê, Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. 3 woorde staan vir my uit in hierdie 2 verse. Wandel, staan en sit. Daar is 'n progressie van afval in hierdie verse. Eers loop die man net saam, dan raak hy familier en staan stil, en laastens sit hy. Met ander woorde, hy het 'n tuiste gevind en is onbeweeglik. Die psalmdigter waarsku die leser om nie hierdie fout te maak nie. Dit gaan om duur te staan kom. My ouma het altyd gesê, meng jou met die semels en die varkie eet jou op. Aan jou vriende sal jy geken word. As jy dus weet dat jou persoonlikheid nie sterk genoeg is om staande te bly tussen slegte vriende nie, is dit tyd om te kies. Wil jy regverdig wees of goddeloos? Psalm 1 vers 6 sê, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Die Bybel stel voor dat ons wyse vriende moet kies om ons karakter en ons besluite te help vorm. Spreuke 13 vers 20 sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer, versleg. As jy omring met mense beter as jy en geestelik nader aan die Here, sal hulle jou optrek na hoër hoogtes wat jy nie op jou eie sou bereik nie. Spreuke 27:17 sê, yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. 'n Leermeester kan net sy studente leer wat hy weet en bekend aan hom is. Hy kan nie verder beïnvloed as wat hy self geleer is nie. Daarom is dit belangrik om jou met die goeie te omring. 'n Goeie vriend is iemand wat alles van jou weet en nie blind is vir jou foute nie. So 'n vriend behoort jou altyd op te bou en nooit af te breek nie. Die kruks van die saak is dus, as jy vriende kies, let mooi op in watter kringe jy hulle gaan soek, sodat jy 'n boom sal wees wat by waterstrome geplant word, en nie kaf wat in die wind verstrooi word nie. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.